waar ons afgestomp raak, waar ons oorweldig word deur die seer van ander. Here, ons leef soms 'n private lewe, waar ons eie seer vir ander wegsteek, om U te vind, Here, in die gewone van trane en seer, is soms 'n kuns, Here. Die maskers wat ons dra, keer dit. Die skanse wat ons om onsself bou, verhoed dit. Here, daarom wil ons vanoggend rondom U nagmaalstafel U kom vind in die gewone van ons seer en trane, en U 'n geleentheid gee, Here, om volledig daarvan deel te word, elke dag. Wees met ons vanoggend, Here, as ons dan nou saam, as U kinders, stil word rondom U woord. Delf in U woord, Here, ook rondom 'n tema, vind God in die gewone van seer en trane. Ons dankie vir die voorreg. Amen. Ons gee net gou die rekenaar kans. Help my net dat ek hom van vooraf kan beheer. Hy wil nog nie. Goed, kom ons probeer hom so. As ons Tom Smit se boek lees rondom die tema, vind God in die gewone van seer en trane, kom ons agter dat hy 'n paar stellings maak, wat 'n ou tot nadenke dwing. Die eerste wat hy sê, is dat elkeen van ons eie oorlog veg. Dat daar niemand is wat nie iewers, of dit privaat of in die openbaar, besig is om 'n oorlog te veg. Baie keer van daai oorloë waarmee ek en jy besig is, hou ons so privaat, dat dit letterlik net ek en jy en die Here is, wat bewus is van die detail hiervan. So om te sê dat trane en seer nie deel is ook van my lewe nie, is gewoon nie waar nie. Ek dink ons almal trap in 'n slaggat as ons na ander kyk, juis wat baie privaat lewe, en soms dan opmerkings maak soos, weet jy, dit gaan net goed met jou. Weet jy, as ek na julle kyk, daar kan seker nie 'n gelukkiger paartjie wees nie. Weet jy, julle, en so hou ons aan. En ja, vir die deel wat ons sien waaraan ons blootgestel is so 'n opmerking waar. Maar wat Tom sê, feite van die saak is, elkeen van ons is besig om daai oorloë te veg. Maak nie saak wie van ons nie. Dan maak hy 'n verdere stelling, elkeen van ons het ons eie poel trane, waarvan weinig mense weet. As jy 'n bietjie daaroor nadink, dan is dit waar. As ons hele lewe vat, die spektrum daarvan, die trane wat ons gestort het, baie daarvan het niemand gesien nie. Baie is niemand van bewus nie. En kan die afleiding gemaak word, dis nie deel van my en jou lewe nie. Maar Tom sê, elkeen van ons, as jy naak staan voor die Here, langs jou, sal daar 'n poel trane lê. Die groot vraag is, kan julle my help? Daar sê. Hoe hanteer 'n mens 'n lewe waarvan dit 'n gegewe is? Veral waar daar 'n geneigtheid is om dit te ontken of daarvan weg te duins. Daar's 'n Latynse spreekwoord
Ek gaan hom nou nie herhaal nie, maar dit beteken in Afrikaans waar liefde en omgee, empatie is, daar is God. Nou dis 'n lied wat in die Christelike tradisie so vroeg as die 8ste eeu na Christus reeds begin sing is. Dis reeds gesing. Dit was 'n lied wat in besonder gesing is waar mense saam was en waar daar iets plaasgevind het. En die ding wat plaasgevind het, was voetwassing. Dis die oorsprong van hierdie lied. Iemand wat besig was om iemand anders te dien, maar dan ook voetwassing was ook 'n simbool van genesing, om te sê, maar ek bied my hande, ek bied die water, ek bied, of dit dan nou olie is waarmee die voete gesalf word, ek bied dit aan om in jou lewe in te spreek ten goeie. Elsie Brits sê 'n interessante ding oor empatie. Om empatie met iemand anders te hê, moet jy buite jouself kan klim. Heeltemal weg van wat jy dink is reg, jou leefwêreld, jou vooropgestelde idees, tot binne in die ander mens se kop en lyf. As ou daarna luister, dan besef jy om empatie, om daai liefde van God te laat realiseer in elke liewe situasie, is eintlik iets wat ek en jy van nature nie kan doen nie. En om iemand anders se lewe te beoordeel, om tot die slotsom te kom, dis 'n tyd om empaties te wees, om empatie te leef en te gee, moet dit gebeur. Ek moet eintlik buite myself stelling inneem. Ek moet probeer om objektief te kyk. Ons maak baie keer die stelling om te sê, ek kan net in jou skoene. Ek wil myself in jou skoene stel, en as ek so kilometer of wat in jou skoene gestap het, dan sal ek weet waarmee jy besig is. En dan maak ons gevaarlike stellings. Ek weet nou waarvan jy praat. Ek weet nou hoe jy voel. Ons kan dit nie regtig sê nie. In ons preekgroep voorbereiding is dit so mooi gesê, die beste wat ek kan doen is om te sê, ek gaan my beste poging aanwend om saam met jou kaalvoet te stap. Dat ek iets kan probeer beleef van die pad wat jy stap. Maar ek sal nooit weet, hoe is daardie pad en wat behels dit nie. Alta Strauss sê, empatie is om ander in deernis en liefde te sien. Hulle in die oë te kyk en te kan sê, ek sien jou. En daarmee saam, ek sien jou seer. Ek dink nie ons kan eers begin om te begryp hoe kragtig daardie woorde is en die trefkrag wat dit op die hart en die siel van iemand anders het nie. Dis soms waarskynlik die rede hoekom baie van ons die keuse maak om te sê, ek deel dit eerder nie met iemand nie. Want ons het opgegroei, ons het groot geword, jy moet altyd 'n antwoord hê. Jy moet altyd reg wees met 'n antwoord. Jy moet nie net stil wees en net luister nie. Nee, 'n mens moet reageer, jy moet antwoord en maak iets reg wat stikkend is. So as ek geluister het, en ek besef wat is die krisis, die ellende, die seer waarmee jy besig is, dan moet ek opkom met 'n antwoord en ek moet dit probeer fix. Nou. En baie keer het ons die gewoonte aangeleer om te sê, maar weet jy, kom ek vertel jou van iemand wat dit mee erger gaan. In 'n poging om die seer van die persoon net te sê, maar weet jy, dit gaan eintlik met ander mense baie slegter. En dan kom ek op daai punt wat jy sê, ek deel eerder met niemand nie. Want wat is my primêre behoefte? Dat jy my in die oë kan kyk en vir my sê, ek sien jou. Ek sien jou seer. En dan bly ek stil. Ek is daar. Ek wag vir die Here om in te gryp deur sy gees. Ek wag vir jou om dit verder toe te lig, dat ek beter kan verstaan, dat ek 'n stukkie kaalvoet saam met jou kan stap. Dan is ek besig om die seer en die trane in die lewe aan te spreek, want ek ontwikkel die vermoë om met deernis te luister, te reageer. Wat doen deernis? Buiten dit 'n manifestasie is van God wat daar teenwoordig is,
skep deernis ruimte. Ruimte waarin iemand anders die vrymoedigheid het, die veilige ruimte vind, om die seer en trane te deel en te verwoord. En baie keer, sonder dat ek en jy iets sê of nodig het om te sê, kom daar deur die verwoording van 'n persoon, deur hom of haarself te hoor, hoe hierdie seer verwoord word deur hulle self, kom daar insig en kry die Here 'n oop deur, waardeur sy gees werk en sy gees inspreek. Daarom hoef ek en jy nie verbaas te wees as ons 'n halfuur net by iemand gesit en luister het, dat daardie persoon aan die einde van die gesprek vir my en jou sê, jy sal nie glo hoe baie jy vandag vir my beteken dit nie. En ek en jy voel in ons binneste, maar ek het niks gedoen nie. Ons was daar om God se hande en voete te wees. Ons was daar om in die oë te kyk en ek sien jou seer. Ons was daar terwyl daardie persoon dit kon verwoord. Maar die oomblik as ek en jy as gesand van die Here teenwoordig is hy daar en hy is die een wat begin werk en aan die werk is. Die skrif lig my en jou verantwoordelikheid op 'n verskeie maniere toe. Galasiërs 6, dra mekaar se laste, gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. En die dra mekaar se laste is ook aan 'n situasie gekoppel. Soms beteken dit fisies om iets op te tel. Soms beteken dit fisies om te voorsien in 'n vorm van nood. Soms is die dra mekaar se laste om net te sê ek is hier om jou seer te erken en ek is gewoon teenwoordig. Ek skep 'n ruimte waar die Here ook werksaam kan wees in jou moeilikste tyd. Dit word so mooi vertaal in die boodskap. Sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immer sy wet, dat julle mekaar moet lief hê. Dis die interessante, die oomblik as iemand met my of ek en jy die geleentheid het om met iemand dit te deel, jy voel of hier 'n las van jou skouers af is. Waarom? Omdat jy weet daar's iemand anders wat die volle omvang hiervan gehoor het en in die gees saam met jou dit nou dra. Saam met jou aan die Here se voete sit. Matteus 25:45 en hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Dit gaan daaroor dat die Here Jesus wil sê, neem kennis daarvan, in hierdie wêreld gaan baie mense jou pad kruis, met een of ander vorm van behoefte tot empatie. En dan sê hy, vir sover jy dit nie aan een van hulle doen nie, is dit asof jy dit nie aan my doen nie. Die teendeel sê hy ook in die vorige vers, sover julle dit aan hulle doen, het julle dit ook aan my gedoen, want sy volgelinge kon nie verstaan as hy sê, maar dankie, julle het my gevoed toe ek honger was, dankie, julle het vir my gekleed toe ek naak was, dankie, julle het voorsien toe. En hulle staan verstom en sê, maar ons het nie. Waar het ons dit vir u persoonlik gedoen? Waarop die Here Jesus geantwoord het, nee, het gaan nie oor my net persoonlik nie. Die geringstes onder julle, wanneer julle dit vir een van hulle doen, is dit asof julle dit vir my doen. En dis maar net om te bevestig, saam met Galasiërs 6, vir my en jou om 'n lewe van empatie te leef in 'n gebroke wêreld waar seer en trane 'n realiteit is, leef ons 'n stuk verantwoordelikheid uit. Dit is immers sy wet, dat julle mekaar moet lief hê. Op die manier gee ons uitvoering aan die wet van die Here. Romeine 12 verwoord dit op 'n ander manier, ook 1 Petrus 3, bless your enemies, no cursing under your breath. Laugh with your happy friends when they're happy.
Share tears when they're down. Get along with each other. Don't be stuck up. Make friends with nobodies. Don't be the great somebody. Summing up, be agreeable, be sympathetic, hê empathie, be loving, be compassionate, weer eens empathies, be humble. That goes for all of you. No exceptions, no retaliation, no sharp-tongued sarcasm. Instead, bless. That's your job, to bless. You'll be a blessing and also get a blessing. Dink maar terug aan die opdrag aan Abraham toe hy deur God gesê is, ek sê jy gaan in die vreemde nou intrek. Jy verlaat alles wat jy het. Jy verlaat jou familie. En die rede hoekom ek jou stuur, dat jy daar tot seën gaan wees. Waar ek en jy ook al is, gebruik die Here ons waar sy seën moet vloei. En een van die mees intiemste momente is waar jy die voorreg het om saam met iemand te wees wat die vrymoedigheid het om sy of haar seer en trane met jou te deel. Tom Smit sê, die oomblik as ek en jy ons daar bevind, staan ons op heilige grond. En ons moet dit so hanteer. Ja, daar is hy. Daar is ook 'n verwagting vorentoe. En dit is wat ook in my en jou die hoop vestig midde die omstandighede. Want dit is so. Baie van ons stap saam met 'n geliefde pad van kanker of wat ook al, en dit word nie beter nie. Inteendeel, dit eindig in die dood. Ek sien toe 'n splinternuwe hemel en aarde, die aarde soos ons dit ken, het verdwyn en die hemel soos ons dit ken, was nie meer daar nie. Ek sien toe ook hoe God sy stad, die nuwe Jerusalem, uit die hemel laat afkom. Die stad was pragtig soos 'n bruid wat haar vir haar bruidegom mooi gemaak het. Ek hoor toe 'n harde stem sê, ek bly nou by julle en tussen die mense, ja, hy gaan saam met hulle bly. Hulle sal sy mense wees, hy sal hulle God wees en by hulle wees. As daar trane oor hulle wange loop, sal God self dit afdroog. Niemand sal meer daar doodgaan nie. Niemand sal hartseer wees of pyn ken nie. Hierdie slegte dinge van voorheen sal vir altyd ewig verby wees. Dis wat vir ons wag. En as ons onsself selfs in die donkerste van oomblikke bevind, is daar ook hierdie stukkie hoop. Al is dit dan nie in hierdie bedeling wat dit tot 'n einde kom nie. Maar die oomblik as ek my asem hier uitblaas, en Jesus se woorde, vandag sal jy saam met my wees waar ek is, in Johannes 14 bevestig hy dit. Dat dit vir my en jou in 'n oogwink sal ophou. En ons sal deel in sy heerlikheid, waar dit verseker nie verdere faktor sal wees nie. Maar Johan het iets van empatie beleef daardie tyd toe oupa so siek was. En ons het baie keer die boodskap gekry, dis beter dat julle nou kom, ons dink vandag is die dag. En op so 'n dag het ons weer die boodskap gekry, en normaalweg het ons in die kar geklim en gejaag. Die dag het ons, een van ons seuns, die aand was sy leier inhuldiging. En ons het net besef, ons kan nie vandag gaan nie. Ons moet vanaand by ons kind wees, dit is 'n groot dag in sy lewe. So met dit, ek kan nie gaan nie, maar ek wil gaan in haar hart, was sy in Westgate om seker maar ietsie te kry vir die tafel vir die middag. En toe sy uitstap, toe Checkers nog daar naby by Dion's was, het haar emosies haar net oorval. En sy het net gehuil. En van vooraf het 'n man en sy vrou gekom, waarskynlik in hulle 70's. So al wat hy gedoen het, hy het net vir haar gesê, Nooi, hoekom huil jy? En sy het vir hom gesê,
Hy het haar net vasgehou en hy het vir haar gebid. Hy het haar nood gesien, hy het dit erken. Wat is empatie? Om God se arms in die oomblik te wees, en hy het dit gedoen. En hy het haar net aan die Here se voete gesit. Dis wanneer my en jou empatie in die wêreld nie net die ruimte skep vir God om te werk nie, maar waar dit in 'n oomblik God se arms word, waar God in daardie oomblik die voorreg het om daar werksaam te wees. Kan ek miskien dit ook deel, waar jy hierdie oorgang beleef tussen die hier en die nou. Baie vroeg in my bediening het ek 'n pad gestap saam met 'n gesin wat besig was om afskeid te neem van pappa as gevolg van kanker. En ons ken die pad van kanker, dis nie maklik nie. Nie vir pappa nie vir die gesin nie. So op 'n Sondag na kerk kry ek die boodskap dat dit nie goed gaan nie. En ek en Marianne is daar en al wat ons kan doen is om te bid saam met hulle en met pappa wat in die bed is. En die Here lei my om te vra, maar pappa, is jy reg? Wil jy huis toe gaan? Waarop hy geantwoord het ja. En ek vra vir mamma en die kinders, is julle reg om pappa te laat gaan? Sê dit vir hom, en hulle sê dit vir hom. En toe bid ons. En toe ons oë oopmaak, dis pappa huis toe. In daai oomblik. Nou, normaalweg in daai oomblik, en ons het self by ons eie ouers gestaan en ander, dis 'n oomblik waar die emosies jou oorval, dis 'n oomblik waar jy regtig intens hartseer is. In daardie oomblik was daar kalmte en vrede. Die teenwoordigheid van die Here het kalmte en vrede gebring, ten spyte van die feit dat dit vir hulle as gesin een van die mees traumatiese oomblikke sou wees vir altyd. Maar die deur het oopgegaan in 'n situasie waar 'n ou hom toegelaat het om in te kom, daardeur 'n gebed. Maar terwyl ons almal se oë toe was, het Jesus hom kom haal by die hand. En toe ons amen sê, kon ons vir mekaar sê, ons weet waar hy nou is. Want Jesus sê, in daai oomblik as ek jou kom haal, sal jy weet waar ek is. Jy sal sit aan die regterhand van God. En dit bring, soos hierdie gedeelte in Openbaring 21, vir my en jou troos midde die omstandighede. So hoe leef ons saam met seer en trane, met ons eie en met die van ander? Die belangrikste is om dit te erken. Veral in ons eie lewe. Ons wil dit nie regtig deel nie. Ons wil niemand daar toelaat nie. En ons wil dit privaat hou. So die belangrikste is, erken dit en begin dit dan deel. En as ek met iemand anders in 'n situasie is waar ek bewus word van hulle seer en trane, laat hulle toe om te deel, maar sien dit as heilige grond. Alwaar ek en jy kan gaan is om te sê, ek sien jou, ek sien jou trane en ek sien jou seer. En dan wag ek en jy vir die Here om te werk en te lei. Kom dit by ons op om te bid, dan bid ons. Maar ons weerhou ons van die dinge wat in volksmond vir ons geleer is. Gee raad, vertel hulle van iets wat erger is, dan voel hulle beter. Nee, dis nie empatie nie. Empatie is om daar te wees, beskikbaar te wees, en die Here te laat werk. Spandeer tyd op ander se heilige grond, en laat ander toe. Dis alleen wanneer ek tyd het en tyd gee, waar God kan werk. Ek kan nie empaties wees in 3 minute nie. Daar's nie 'n kits resep om empaties te leef met my eie seer en trane en die van ander nie.
om dit te hanteer, vat tyd, vra tyd. Dit is ons Christelike roeping. So kom ons trek skoene uit, kom ons luister om te verstaan, en kom ons ontwikkel die kuns van wag. Want ek en jy kan nie wag nie, ons is te haastig. As ek en jy 'n minuut se stilte het, dan sê ons is tyd om te gaan. Dit is nie. Wag beteken wag. Luister om te sit en te luister, en as ek iets wil vra, om te vra, verstaan ek jou reg? Hoor ek jou reg? Vertel my meer. Maar ek luister nie om te antwoord nie. Ek luister nie om terwyl ek luister 'n antwoord te formuleer of te delf vir my denke, waar kan ek luister om te luister. En dan om met my eie en ander se seer en trane te leef, die belangrikheid om 'n klaaglied te verwoord. Tom Deel in sy boek, Todd Billings het gesê, die wonder van die boek Klaagliedere is dat jy naak en eerlik te doen het met skrywers wat sê, Here, hier is ek, en ek deel met my, ek gooi my situasie voor U, en ek deel dit met U. En hy sê, ek en jy moet dit ontwikkel, die vermoë om ons eie klaagliedere te skryf. Of ek het aantekeninge, dagboek of wat ook al, maar dis 'n privaat ding tussen my en die Here. En hy sê, daar's 3 momente in die skryf van 'n klaaglied. Hy sê die eerste is, dat jy die Here nader, en ek en jy kan hom net nader in gebed. Dat ons hom nader en met hom in gesprek tree om te sê, Here, hier is ek, en ek wil nou met U 'n saak uitklaar, ek wil U deel, dit is. En dan gee jy tweedens inhoud, jy verwoord jou klaaglied. En hy sê, dan bevestig jy God se beloftes, wat jy in sy woord al ontdek het, oor die spesifieke situasie. Ek het iets hiervan in die waarde van 'n klaaglied ontdek. Marie Jansson was vir baie jare die baken van die Afrikaanse spreekkamer. As ek reg onthou was dit, ek dink in die huisgenoot waar jy vir hom kon skryf, maar dit het gaan oor sake van die hart, seer en trane. Dan het hy jou geantwoord. Ek dink dit was in my eerste jaar wat ons as eerstejaarsgroep by hom 'n module van ons kurrikulum gekry het, wat hy kom klas gee het. En op 'n stadium het hy die uitnodiging gerig, maar as daar iets is wat jou pla, dan kom gesels met my, by my huis. En ek het 'n afspraak gemaak, want daar's 'n ding wat op my hart gelê het. En hy het die dinge naam gegee. Hy het vir my gesê, jy's kwaad vir die Here. Dis tyd dat jy dit vir hom sê. En dit het gegaan oor my pa se dood. En hy het my gehelp om in gebed tot die Here te nader. Om daai groot tree te gee, om te sê, Here, ek is nie nou hier om dankie te sê nie. Here, ek is nie nou hier om iets te vra nie. Ek is nie nou hier om U te eer nie. Ek is nou hier omdat ek kwaad is. En ek moet dit verwoord. En toe het hy my gehelp om my ongemak met die Here oor my pa se dood. Hoe ek hom kwaadlik geneem het, hoe ek van kindsbeen af kinderlik vertrou het en hoe hy my kinderlike vertroue gebreek het in daai oomblik om nie my pa te spaar nie, om nie die hartaanval nie fataal te maak en. En toe kon ons uitkom by die beloftes van die Here, jy's nooit alleen nie, ek stap al die dae van jou lewe saam, en. En na ek my klaaglied kon skryf en met die Here gedeel het ek vrede gehad. Was daai faset afgehandel, wat vir soveel jare onaangeraak gelê het. En dis wat ek en jy, as ons sê vandag, Here, ons hoor dit, ons kan U ontdek, ook in ons seer, ook in ons trane, is dit dalk 'n goeie beginpunt. Skryf
'n klaaglied oor dit, of dit 'n persoon is, of dit werk is, of dit watter vorm of saak dit is wat vir jou trane en seer veroorsaak. Begin op hierdie punt en verwoord dit. Maar dan moet ons eerlik wees, daar struikelblokke op die pad. Die voor is 'n uitbeelding. Ons het hier 2 hande wat 'n gesig vashou. Ons het 'n hart wat daar hang. Ons het 'n veer by 'n masker. En dit gaan daaroor dat ek en jy iewers iemand anders moet toelaat om ons hart, om ons denke, ons gesig in hulle hande te neem. In die proses van empatie ontvang en gee is dit 'n wesenlike stap. Maar dan die groot ding, die maskers moet af. Ek dink ons het die kuns vervolmaak in ons kultuur om met maskers te leef. En of ons dit wetend of onwetend doen, ons leer ons kinders van baie klein af. Dink maar net aan woorde soos, moenie nou huil nie, moenie vir iemand anders wys jy het seer gekry nie. Wat leer ek in effek my kinders? Boeta, as jy seer kry, sit 'n masker op. Jy moet net nie dat die ander maatjies sien, jy het nou eina nie. Hoeveel keer sien ons die daai ding uitspeel op 'n rugbyveld? Wat jy kan sien, hy het nou seer gekry, maar hy staan op en hy gaan 10 minute later eers af en na die tyd sê die afrigter, as hy maar net afgegaan het, was die besering nie soveel erger nie. Was hy nie die volgende 9 maande uit aksie nie. Ek en jy steek dit soms so goed weg agter 'n masker, maar ons gee dit nooit tyd om te herstel of hanteer te word nie. Dan die vrees vir broosheid en dit gaan saam met wantroue en ervaring. Iewers het die wêreld 'n ding geskep van broosheid is swakheid. En daaronder kan jy baie aan daai sambreel. Trane is swakheid. Huil is swakheid. Om te praat daaroor is swakheid. As 'n ou daai sambreel gevat het en jy het nog 'n slegte ervaring, ek het dit gewaag om met iemand te deel en al wat hulle vir my gesê het is, byvoorbeeld, ons het soveel jare probeer en ons het 'n miskraam. Daar's nog baie tyd. Gouer jy begin, beter. Ek is nog besig om my trauma te verwerk van 'n kindjie wat in my was, wat weg is. Ek wil nie nou hoor, jy's nog jonk, jy kan nog baie probeer nie. My huwelik is op die rotse. Jy's 'n mooi jong man. Daar's baie visse in die see. Ons bedoel goed. Maar dit maak dat ek 'n ervaring het en nie weer iemand sal vertrou nie. Ek hou dit eerder vir myself, ek deel dit nie eerder nie. 'n Groot struikelblok. Die dra en die gee van labels. Hoe maklik. En selfs om vir iemand te sê, weet jy wat? Julle is die gelukkigste gesin. Ek bedoel goed. Ek gee julle 'n label. Hoe maak hulle nou? Hulle alleen weet wat in ons binneste aangaan, wat in ons gesin aangaan, watter oorloë ons in ons woed. Kom ons hang nie labels op enige iemand nie, hoe goed bedoel ook al. Want die oomblik as ek 'n label gegee het, maak dit die deur toe vir 'n empatiese gesprek. Die oomblik as jy my gelabel het, gaan ek nie my seer, my trane met jou deel nie. Ons raak afgestomp of ons het gewoon nie tyd nie. Dit is so, in enige beroep, as jy dinge daagliks moet beleef, gaan jy op 'n punt kom dat jy afgestomp raak. So ook in my en jou lewe. Die kuns is om dit te erken en dit te werk. Want 'n afgestompte gesindheid in iemand se trane en seer deel oomblik maak deure toe. Ek het nie tyd nie. As ek dit waag om vir iemand te vra,
wat Jesus se woorde ook was, sy eerste woorde was, na sy opstanding, waarom huil jy? Hoekom huil jy? Dis die standaard vraag, om 'n empatiese lewe te leef, maar dit maak deure oop. En daarvoor het jy tyd nodig. Ek en jy kan nooit daai vraag vra as ons nie tyd het nie. Die oomblik as daai vraag oor my en jou lippe rol, moet ek en jy weet, die horlosie se tyd staan nou stil. Dis uit my hand uit. Die gesprek, die persoon, die ander een, sal bepaal wanneer hierdie horlosie weer begin loop. Dan gaan saam met die maskers. Het gaan altyd goed. Dis so moeilik om eg te wees, as dit my standaard antwoord is. Dit gaan goed. Ek moet net keer of dit gaan beter. Al voel ek so. Kom ek verwoord dit nie so nie. Om eerlik te wees, weet jy dit gaan goed, maar ek moet eerlik wees, die laaste week of wat, was 'n opdraande. Dan is ek eg. Maar as ek elke keer vir iemand vra en die antwoord is dieselfde, dit gaan baie goed, ek moet keer of dit gaan beter, ek gaan later aan so moeg wees, ek gaan nie meer vra nie. Want ek wil nie daai antwoord hoor nie. Want dit gaan nie net goed om my lewe nie. Ek moet nie elke dag net keer of dit gaan beter nie. Skaam oor twyfel. Kom dalk uit ons respek vir die Here, maar ek wil nie graag vir iemand sê, weet jy wat, ek twyfel waaragtig of die Here in my situasie teenwoordig is. Weet jy, ek moet vir jou sê, ek voel vandag of die Here my verlaat het. Weet jy, ek bid, maar hy hoor nie. Hy steur hom nie aan my nie. Daai woorde wil ek en jy nie uiter nie. En soos ek sê, dit kom dalk uit gewoon 'n respek vir die Here. Daarom kon ek, was vir my van die moeilikste momente om te sê in gebed, Here, ek staan nou voor U, om vir U te kom sê, ek is kwaad vir U. Ons is anders groot gemaak. Maar as ek God wil vind juis in my seer en trane, moet ek by hierdie hekkie verbykom om met hom eerlik te wees, maar ook met ander, om eg te wees, om te sê, ek kan nie meer nie. Ek weet nie of die Here my nog raak sien nie. Ek kan dit verwoord. Dis die eerste tree in die skryf van my eie klaaglied. En dan my trots en ego. Daaroor hoef ons nie baie te sê nie. Maar dit is een van die groot dinge wat bepaal hoe ek my seer en my trane hanteer. Is my eie ego, my eie trots. Want deel van my ego en trots is hoe ek dit sien, hoe ek dit definieer, en as ek my trots en my ego definieer as om altyd sterk te wees, as om nooit aan ander my swakhede te openbaar nie, gaan ek nie maklik oor my seer en my trane met ander praat nie. Tom sê in die einde van hierdie hoofstuk, ek wil vir jou 4 vrae vra. En kom ek en jy vra dit vanoggend vir onsself, maar ons het 'n hele week om daaroor te gaan dink. Eerste vraag is, waaroor huil jy tans? Wat is in jou lewe wat vir jou seer, dalk trane veroorsaak? Tweede vraag, wat sou gebeur as jy in die gewone van jou pyn en hartseer jou oë op die onsigbare sou rig? Die konteks, wat sou gebeur as jy met iemand dit begin deel? Want na vanoggend sien ons die deel met iemand anders. Die oomblik as ek uitreik en sê ek wil met jou 'n gesprek hê, jy's my vriend, en ek deel met jou, weet ek wat gebeur, daar word 'n ruimte geskep, 'n deur oopgemaak, waar God teenwoordig is. Hoe kan jy die heilige grond van iemand anders se trane respekteer? Ek dink dis 'n belangrike vraag. As ek en jy vir iemand vra, hoekom huil jy? Moet ek weet, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek die heilige grond
wat dan oopgemaak word, hanteer. 'n Mens kan dit deur 'n eenvoudige handeling doen, om fisies net daar en dan jou skoene uit te trek, en te sê, weet jy, ek sien jou seer, ek trek my skoene uit, want ek is nou op jou heilige grond, en waar heilige grond is, sal die Here wees. En dan die laaste vraag, watter klaaglied sou jy nou, vandag, kon skryf in jou lewe? En ek dink ons moet dit vir mekaar sê, om die 4 vrae te antwoord, gaan vir my en jou 'n nuwe manier van dink, 'n nuwe manier van doen, 'n nuwe manier van leef oopsluit. Tom vertel in hierdie hoofstuk wat die betekenis vir hom rondom die rooi toutjie, die rooi stuk wol. Ons het elkeen vanoggend so 'n rooi toutjie gekry, ons sal later by die nagmaal ietsie meer daaroor sê. Hy sê in die week nadat ek hierdie stukkie rooi wol aan my pols gebind het, vra my pa my daaroor uit. Ek vertel hom toe dat dit my herinneringsteken is dat die Here ons herder is, en my pa vra dat ek die stukkie wol om sy arm sal sit. So sy pa is gediagnoseer met kanker, en ja, die kanker het sy lewe geneem. Tom hulle het hierdie intense pad wat hulle saam met hom gestap het, regtig waar die vertroosting van die Here gevind in die feit dat hy ons herder is. Die goeie herder Johannes 10, maar ook die herder in Psalm 23. En so het hy rondom sy pols 'n rooi woltoutjie gebind, wat hom herinner aan, die Here is my herder, die Here is pa se herder. Toe vra sy pa en hy deel dit. Ek het 'n stukkie rooi wol om sy uitgeteerde arm gebind, en daar het dit aan sy krimpende gestalte gebly, tot die dag van sy dood. Die Here is ons herder. Soms dink ons die Here se herderskap spaar ons in ons lewe van pyn en lyding in hierdie wêreld. Dit is egter nie so nie. Die Here is ons herder in die groen weivelde, maar die Here is ook ons herder in die skadu van die dood. Psalm 23, vers 1 tot 4. En dit is die inhoud, as ek en jy dan wil vra, Here, maar ek het nie my eie woorde nie. Wat kan ek deel? Wat kan ek in hierdie gesprek, waar my vriend of vriendin met my nou net hulle seer en trane gedeel het? As ek en jy iets moet deel, kom ons deel dit. Kom ek stel jou bekend aan die dra van 'n rooi stukkie wol. Kom ek stel jou bekend aan die herder. Die herder wat sê, ek bring jou by groen weivelde. Dieselfde herder wat sê, ek is ook jou herder in die dal van doodskaduwee. Wanneer die dood 'n realiteit is en soms intree. Ons gaan vanoggend by die Here se tafel aansit. En ek wil vra dat waar jy nou sit, jy vir 'n oomblik daai rooi toutjie in die hand sal neem. En dat jy met die Here sal deel wat op die oomblik in jou lewe steel jou vreugde. Wat op die oomblik in jou lewe bring vir jou seer. Wat op die oomblik in jou lewe gee jou trane. Ons is nou los van enige iemand wat langs ons sit. Ons gaan dit deel met niemand nie. Al wat ons nou gaan doen is, ons gaan met hom in gesprek tree, en ek sal ons voorgaan in gebed. Hemelse Vader, ons staan in die Gees nou nader om rondom u tafel te sit. En Here, ons vra dat u ons nou by die hand sal neem. Meer, Here, dat u ons sal styf vashou. Here, ons gaan
dalk vanoggend vir die eerste keer met u eerlik wees. Maar wat ons ook al met u deel is vir u geen verrassing nie, Here, want u ken ons gedagtes voordat ons dit gevorm het. Maar Here, as ons vanoggend by u tafel aansit, dan doen ons dit met dit wat ons seer bring in ons hand. En ons wil vra, Here, dat u vanoggend daardie seer sal hanteer en sal aanspreek. Here, as dit vir my moeilik is om dit te verwoord, Here, vorm dit net in my gedagtes en gee inhoud daaraan, Here. Wees dan nou met ons as ons aansit by u tafel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.